So kom ons dan by vraag 5. In 2016 sien ons 'n pendulum met 'n skietlood, massa 5 kg, en dit word in rus op 'n hoogte van h meter bo die grond gehou. Wanneer dit losgelaat word, bots dit met 'n blok met massa 2 kg wat by punt A in rus is. Die skietlood swaai verby en kom vir 'n oomblik tot rus by 'n posisie kwart h bokant die grond. Onmiddellik na die botsing beweeg die 2 kg blok teen 'n konstante spoed van 4,95 meter per sekonde vanaf A na punt B. Ons moet wrywingseffekte ignoreer en ook aanvaar dat geen verlies aan meganiese energie tydens die botsing voorkom nie. Ons bereken eerstens die kinetiese energie van die blok onmiddellik na die botsing. So kinetiese energie is gelyk aan half massa maal met die snelheid gekwadreer. Die formule is op jou formuleblad. En dan vervang ons bloot in half die massa van die blok is 2 kg en die snelheid direk na die botsing is 4,95 meter per sekonde, so 4,95 en dit kwadreer ons en dit gee vir ons 'n totaal van 24,50 joule. Nou pas ons die beginsel van behoud van meganiese energie toe om die hoogte h te bereken. So jy weet dat die meganiese energie van die skietlood S plus die meganiese energie van die blok B voor die botsing gaan gelyk wees aan die meganiese energie van die skietlood plus die meganiese energie van blok B na die botsing. En die meganiese energie is die som van die potensiële energie plus die kinetiese energie. So kom ons begin met die skietlood voor die botsing. Die potensiële energie gaan mgh wees. Plus, onthou, die skietlood is in rus. Die snelheid is 0, half mv². My kinetiese energie is 0. Plus, ons skuif nou na die 2 kg blok toe. Die 2 kg blok is by 'n hoogte van 0 meter. mgh, daar is 0 potensiële energie. Plus, die blok staan stil. So daar's geen kinetiese energie ook nie. Dis ook plus 0. Nou kom ons skuif nou na die botsing. Ons sit nou met mg en in hierdie geval nie h nie, maar 'n kwart h. Ook is die pendulum vir 'n kort oomblik is daardie skietlood in rus, so die snelheid is 0. Dan die meganiese energie van blok B is sy potensiële energie wat steeds 0 is, want is steeds by 'n hoogte van 0 meter, plus dan die kinetiese energie van die 2 kg blok. En jy het dit sopas bereken as 24,50. En nou moet ons bloot vir h gaan bereken. So die massa van die skietlood is 5 kg, die gravitasieversnelling is 9,8 en h is die onbekende en dit is gelyk aan die massa is 5 kg, 9,8 is my gravitasieversnelling maal met 'n kwart h. Daar's 2 nulle plus 24,50. So jy kry dan 5 maal 9,8 is 49h is gelyk aan 5 maal 9,8 maal 'n kwart gee vir jou 12,25h plus 24,5. So jy kry 36,75h is gelyk aan 24,5. So daardie hoogte is 0,67 meter.
Die blok arriveer by punt B teen 4,95 meter per sekonde en beweeg dan teen hierdie skuinsvlak op en eindig by punt C met 'n spoed van 2 meter per sekonde. Ons weet daardie vertikale verplasing is 0,5 meter en ons weet ook daar werk 'n uniforme wrywingskrag op die blok in. Stel die werkenergiestelling in woorde. Jy weet dat W net is gelyk aan delta EK. So jy gaan herskryf dit net, die netto arbeid op 'n voorwerp verrig is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Die formule is op jou formuleblad, jy moet dit basies net in woorde gaan herskryf. Volgende moet ons energiebeginsels gebruik om die arbeid wat deur die wrywingskrag verrig word te bereken. So die netto arbeid bestaan gewoonlik uit 4 komponente. Daar's die arbeid as gevolg van die toegepaste krag. Daar is die arbeid as gevolg van wrywing wat ons in hierdie geval moet bereken. Daar's die arbeid as gevolg van gravitasie en laastens die arbeid as gevolg van die normaalkrag. Nou, jy kan duidelik sien, daar is geen toegepaste krag in hierdie geval nie. Daar's wel wrywing en daar is wel arbeid as gevolg van gravitasie. Onthou net, gravitasiekrag is afwaarts, maar delta I in hierdie geval gaan opwaarts wees. En laastens weet ons ook dat omdat normaalkrag loodreg op die bewegingsrigting is, gaan die arbeid as gevolg van die normaalkrag ook 0 wees. Die arbeidenergiestelling sê vir ons dat W net is gelyk aan die verandering in kinetiese energie. So, ons het sopas gesê dat die netto arbeid bestaan uit 2 komponente en dis die arbeid as gevolg van wrywing plus die arbeid as gevolg van gravitasie. En dit gaan die massa wees van die voorwerp maal met gravitasie om gravitasiekrag te bereken, maal met delta I, die verplasing, maal met die kos van theta. En dit gaan gelyk wees aan die verandering in kinetiese energie. En dit is half m finale snelheid gekwadreer minus die aanvanklike snelheid gekwadreer. So, WF is wat ons wil bereken, plus die massa is 2 kg, gravitasieversnelling is 9,8, die verandering in die y-rigting is 0,5, en dan kos theta. Die beweging is opwaarts, gravitasie is afwaarts, dis die kos van 180 grade, so daar gaan 'n -1 wees. Is gelyk aan die helfte van die massa is 2 kg, die finale snelheid daarbo is 2 meter per sekonde en ons kwadreer dit minus die beginsnelheid is 4,95 meter per sekonde, maar ons gaan dit kwadreer. So dan kry ons dat WF minus 9,8 is gelyk aan minus 20,5. En dan kry jy dat jou arbeid wat deur die wrywingskrag verrig word, gelyk is aan minus 10,7 joule. Wat sin maak, moet negatief wees, want dit is arbeid as gevolg van wrywingskrag. 'n Korter manier is dalk om te sê dat die arbeid verrig deur nie-konservatiewe kragte is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potensiële energie. En die arbeid verrig deur nie-konservatiewe kragte, jy het net wrywingskrag, so dit gaan die arbeid wees wat verrig is deur wrywingskrag, WF. En dit is gelyk aan half m finale snelheid gekwadreer minus aanvanklike snelheid gekwadreer plus mg verandering in hoogte.
So dit is gelyk aan half maal met 2 maal met 2 kwadraat minus 4,95 kwadraat plus die massa is 2 9,8. Wat's my eindhoogte? 0,5. My beginhoogte is 0 en as ek daardie gaan bereken, kry ek ook dieselfde antwoord as voorheen minus 10,7 joule.